Halleluja. Nou vanoggend het ons môre van môre. Dit begin al aan so voor. Dan sê net voor môre weet jy wat se naweek is hier. Halleluja. Ons het met ander probleem ek wil en ek gaan dit instel maar volgende jaar gaan ons naweek doen. Weet julle, as ek moet terugdink hoe die wêreld verander het. Hoor jy die kerke was altyd hierdie tyd. Was die kerke vol. En nou gaan die kerk om op 'n Vrydag vir 2 mense. Want vir die mense het dit 'n hele ander perspektief geword. Die belangrikste tyd van die jaar het vir hulle 'n hele ander perspektief gegee. Hulle verkies eerder om na 'n pad toe te gaan drink en sulke tipe van dinge, om vakansie te gaan. Maar hulle het vergeet wat se tydperk hier is. En hier is 'n baie ernstige diens vanoggend. Hoor wat ek sê, is 'n baie ernstige diens. Want iets spesiaal. Ons kan nie hulle het. Ek gaan dit nou regstel. Die tydperk. Hulle het hom so naas moontlik gevat om die kruisiging van die Here aan te kondig, maar dit is nie presies. Dit is nie presies nie. Nie een van ons kan 'n datum vasstel. Halleluja. Maar met al hulle navorsing wat hulle gedoen het, is amper die tyd. Maar kom ek sê vir jou vandag, weet jy wat? Vandag gaan jy nou goed te hoor wat jy nie eens van geweet het. So ek wil hê dat jy hou jou ore oop. Ons wil nie net 'n belangrike ding vanoggend gesê. Hulle gaan nou op 'n paar naweek gaan hy weg. Hy vergeet die tydperk wat ons in lewe. Wat die spesiale naweek is. Hy gaan weg. Lewe los maandag en in hy naweek kom hy na ongeluk. Wie is die eerste een wat hy aanroep? Halleluja, maar jy kan nie daai klein bietjie tydperk vir die Here net gee in 'n jaar wat hy wil verander. Net in 'n jaar. Daai klein tydperk. Net om hom bietjie eer te gee vir dit wat hy vir ons gedoen het. Halleluja. So as julle nou lus om volgende lekker kerk te. Ons gaan lekker nagmaal hou vandag. En ons sê dankie vir julle wat dit vir ons voorberei het. Ek is lus vir lekker kerk hou vandag. Halleluja. Dat die mense maar vakansie hou. Ek is hier op die vakansie. Halleluja, ek is op die regte plek vanoggend. Kom ons maar gou by ons Christopher het baie op en af goede gehad, maar hulle is hier. En ons is bly hulle is hier so. Kom ons gaan gou opstaan en gaan ons op. Net bid. Ons sê ons Vader, Here, ons sê vir U dankie dat U ons almal hier bymekaar kan bring, volgens U Vader, dat ons in U naam kan juig. Vader, ons sê vir U dankie dat U vir ons gesterf het in die kruis van ons Vader. Ons vra dat U as U saam met elke persoon gaan, Vader, deur hierdie gebed, deur hierdie tyd wat ons nou in hierdie saam staan in die kerk, Vader, ons vra dat U as U saam met ons gaan en ons harte kyk. U ken elkeen se hart en U weet wat ons nodig het. Vader, ons vra dat U in die naam van die Here Jesus Christus sal leer. Amen. Amen. So as ons nou praise and worship, weet jy wat? Steek net bietjie jou hand op en sê, dankie Here. Dankie Here. Dis al wat jy moet doen volgende. Steek jou hand bietjie op en sê, dankie Here. Ek is nog hier so vanoggend. Ek kan nog asemhaal. Ek kan nog loop. Ek is gesond. Halleluja. Ek is verlos. So gee hom bietjie eer vanoggend. Halleluja. O, julle is tamelik stil vanoggend. Hoor julle is stil vanoggend. Kan ek bietjie net iemand hoor wat vanoggend uit sy maag uitskree, halleluja. Yes man, nou kom ons in die spirit ons vanoggend, halleluja. Ons moet bly wees. Ons moet bly wees in hierdie dag, halleluja. En die Here eer gee. Die belangrikste is vanoggend is eer aan die Here.
Dankie Kevin. Kom ons speel 'n bietjie. Miskien hoor jy iets vandag wat jy nog nooit van geweet het nie. Halleluja. Maar die Here is die Here. Sê dit altyd, die Here is die Here. Hy gee vir ons kennis en wysheid om te doen dit wat ons moet doen. Halleluja. Die wysheid kom van hom af, die kennis kom van hom af. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek wil vanoggend die eerste ding wat ek wil doen voor ek die diens begin, wil ek sê, Here, dankie dat U my gespaar het tot nou toe. Halleluja, deur al die skriwelike wat ek gegaan het, deur al die dienste wat ek gegaan het, dat hy my nog nooit gelos het nie. Halleluja. Ek wil hom eer gee vanoggend. Nou vanoggend het ons een naweek diens en een diens. Halleluja. So as jy nou tot vanaand 6 uur gaan bly. Fine. Skryf ons nog 'n kussentjie reg. Halleluja. Die mense wat ons die Vrydag en Saterdag kerk toe kom nie, so moet ons all in one maak op die Sondagoggend. Ja, ek ook so. Die mense nou begin bekommerd raak. Skaapboule wat in die wind gaan brand en al die tipe van dinge. Weet jy nie 'n afspraak? Die pastoor moet vinnig preek vandag. Halleluja, miskien moet hy vandag preek en self weer kan ek wat hy sê. As jy miskien moet hy net vandag woord gee vanoggend. Halleluja. Kom ek sê volgende vir jou is die belangrikste diens van die jaar. Volgende toe ek staan en ek bid. Toe sien ek 'n beeld voor my. 'n Beeld wat stikkend geslaan is. Halleluja. En ek kry 'n traan in my oë. Vir jy wat dit nie weet nie. Daar waar die Here gekruisig was alleen. Niemand het hom gehelp nie. Hy het gekyk na my nou. En met alles wat ons mee besig was. En hy het besluit hoor. Kom ek offer my lewe op vir julle. En ek dink nie ons het volgende ergens van die saak. Ons kom kerk toe. Maar weet jy wat, jy het nie die ergens in dit in nie. Kom ek vraag of jy nog volgende vir jou so. As hulle moet sê, gaan jy dood vir my, gaan jy dit doen. Gaan jy gemartel word vir my. Met sy bokke en alles geslaan word. Jy sal. Jy sal. Geen een wat jy so sit, sal dit doen. Kom ons van het. Ons draai die tafel om vir oggend. Sal jy dit vir die Here doen? Sê vir my volgende, sal jy dit vir die Here doen? As jy sê ja volgende, beteken dit dat jy op die regte plek is. As jy sê nee volgende, beteken dit jy is nie op die regte plek nie. En jou lewe, praat jy van die kerk volgende, praat van jou lewe. Halleluja. Onskuldig. Onskuldig. Is die Here gekruisig. En weet jy wat die beste van alles het geweet? Dit gaan gebeur. Maar soos hy t-shirt wat ek dra, Jesus didn't act. Amen. As hy eers is aan bokke op jou val, of die tweede is aan bokke op jou val, wat gees? En nou, is genoeg. Maar wat moes hy verdier het? Hoeveel persent vleis was op sy liggaam, op die bene oor? Kom ons gaan bietjie dieper volg, halleluja.
uit sy liggaam uit begin kom het. Nou as daar water in jou liggaam uit kom, hoor jy as jy gaan 'n bietjie bloed verloor kry. Wat van 5 liters? Daai doringkroon wat daar bo is, in sy kop ingesteek. Gevors. 6 duim spykers hy sy gegooi. 6 duim spykers. Die ou mense sal nou weet van duime. Net aan die sê julle ken van duime. Ja, hoe lang is 6 duim? Ontrein, min of meer. Die mense wat me voorsien is die weet jy wat gebeur hier? Jy het 'n seëning wat in jou arm loop, in jou rusting. As jou seëning afgesluit word, kan jy dit gebruik. Hulle het die swaarste straf vir die Here gegee. Dink net vir jouself vanoggend, wil ek net hê met jou gedagte oopmaak. Dink vir jouself, as daai spyker lewendig in jou liggaam gekom het. Dink vir jouself wat jy pyn is. Dink vir jouself hoe seer is dit. Nadat jy oopgekloof is, laat dit jou ingewande kan sien van buitekant. Ons het jare terug so 'n liedjie gehad van Look into my eyes, jy onthou dit? Look into my eyes. Dan staan die Here so op hy video en dan kyk hy vir jou in jou oë terwyl hy altyd by jou is. Op Vrydag het die kruisiging gebeur. Het hulle die Here gekruisig as 'n kruis. Die diens wat ons geskied het. My hart raak skoonseer as ek moet dink. Dat alles wat ek al in die Here gedoen het, dat hy steeds bereid was om die prys te betaal. Halleluja, ek wil net vanoggend 'n oomblik dink aan. Dink net. Ons mense wat altyd besig is met moedwillige sonde. Moedwillig. Jy weet dit verkeerd moet doen dit. Halleluja. En ek gaan niemand oordeel vanoggend luister en sê ons almal is skuldig aan. Halleluja. Ons almal is nie een ou wat vanoggend vir my kan sê hoor ek is nie besig met goed wat ek weet wat verkeerd is. Nou wil ek jou vra, hoekom het die Here daai prys betaal vir my? Hoekom? Dink jy, dit gaan net oor jou sonde hier volgende? Siekte. Hy het gesterf vir alles. Luister nie. Hy het gesterf vir alles wat in jou lewe verkeerd is. Minderwaardigheid, alles. Hy het gesterf vir alles. Halleluja. So as hy klaar die prys betaal het vir dit, kom ons vas aan. As hy klaar die prys betaal het, hoekom hou ek en jy nog vas aan? Kom ek sê vir jou vanoggend. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu.
So, hy wil jou aandag afvat van dit wat jy eintlik moet weet. Halleluja. Volgende is vir my baie belangrike rede om die Here te eer en te prys as jy net iets anders doen. Hoor wat ek sê? Net om te sê dankie vir my lewe wat U my gegee het. Halleluja. Dink so 'n bietjie terug. Julle ouens wat weet jy nou mense wat die vanoggend sit wat nog nie eens aan 'n top gevat het nie. Hoor gou wat ek sê. Maak jy nie meer heilig nie. Maak jy nie meer heilig nie. Die woord van God sê een sonde is presies dieselfde as dit. So moet jy nie vanoggend verhoog omdat jy nog nooit dwelms gebruik het en gedrink het. Wanneer die Here die prys betaal, is dit gou wat ek sê. Dink vir jouself vanoggend, terwyl hy die kruis gedra het, vir my en vir jou, pad geslaan. Hoor gou wat ek sê. Het hy nie gesê, Linda, jy is te ver weg. Ek kan nie hierdie vir jou doen. Of Jody, ek kan nie vir jou verder gaan. Jy is ongehoorsaam, so ek kan nie vir jou verder gaan nie. Weet jy wat? Hy het die minderwaardigheid gehad om stil te bly en net aan te gaan. Ons het Vrydag aan het my kind nou 'n mooi woord kom gee, wat ek lang terug in die jeug gegee het, by die ou kerk, en sy kan dit nog steeds onthou het, so sê dit net weer kom gee. En ons het 'n awesome diens Vrydag aand gehad. Alles het gegaan oor vergifnis. Halleluja. Die Here nou, luister wat ek sê. En hy gesê, nadat hy so gemartel was en gehang het op die kruis, het hy gesê, wat het hy gesê? Kom sê nou vir my volgende. Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie, halleluja. Hoekom sit daar soveel mense vanoggend nog steeds met onvergewensgesindheid in hulle harte? Die ouens wat op hom gespoeg het, by die spykers ingeslaan het, wat hom geslaan het met die sambokke, met die swepe, met alles. Het hy gesê, het hy pa gestaan vir hulle, by die Vader gesê, Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen. So ek het jy dit gedoen volgende. Daar kom my gebrek aan kennis, gaan my volk ten gronde. Daar kom ek nou in. Halleluja. Julle weet daar is mense wat nog vandag vir Christendom sterf, wat doodgemaak word. Maar my vraag is jy vanoggend op baie plek, wat jy sal sê, ek sal vir Here sterf. Vir sy naam sal ek sterf, is jy op baie plek, vanoggend. As hulle Christendom vandag verban, en hulle sê, as hulle jou pak met die Bybel maak hulle jou dood, hoeveel mense gaan hulle Bybel sê? Hoeveel mense gaan nog steeds bid? Hoeveel mense gaan nog steeds kerk toe? Dit gebeur wat nou sê. Wat hulle sommer loop en dan loop hulle in 'n plek waar die mense skelm kerk hou, dan gaan hulle
vandag se lewe hier. Wil ek vir jou een ding sê, die Here het aan die kruis gesterwe, sodat ek en jy 'n beter lewe kan hê. Ons mikpunt moet ons anders te stel. Ons mikpunt moet ons nie vestig op geld, op materiële dinge, op oor die of oor daai nie. Ons mikpunt moet wees om by God uit te kom. Halleluja. En as jou mikpunt nie daar is vanoggend nie, wil ek vir jou sê, jy moet jou mikpunt daar kry. Daar is ongelukkig 'n hemel en daar's 'n hel. En as jy nie by God uitkom nie, gaan jy by die ou met die oortjies uitkom. En hy gaan nie met jou speel nie. Glo wat ek jou sê vanoggend. So die Saterdag was alles stil. Hulle het ons nou klaar. Hulle het doel bereik met die Here. En is 'n ding wat ons gebeur het. So hulle het hom in 'n graf geplaas. Josef het hom, ons gaan 'n bietjie dieper volg. Josef het hom 'n kleed en 'n kopdoek gekoop, waar hulle hom in toegedraai het en in die graf gesit het. En die steen wat voor die graf is opgerol het. Ek wil hê met in hierdie prentjie kom volg. Hy was in die graf. Alleen. Almal het gedink, almal het begin treur. Almal het begin huil. Hy is weg. Hoe die mense opgekyk nou in die Bybelse tyd. Want daar waar hy gekom het alles mooi geloop. Hy het siekes gesond gemaak. Alles het perfek vir hulle geloop. En ewe skielik weg. Dink vir jouself hoe die disippels gevoel het, wat elke dag saam met hom rondbeweeg het. Daar is alles nou beëindig. Wie gaan nou verder aangaan? Op die derde dag. Hy sê, maar as hy sy wil nog net een keer kan sien. Halleluja. En as ek praat nou met korreksie volgende, luister gegee wat ek sê. Daar mense was, 'n hele paar soldate en mense om daai klip weg te rol. So swaar was dit. En weet jy wat? Toe die klip weggerol is, en hulle loop in die grawe, weg. Weet jy wat het hulle gekry aan die regterhand toe hulle in die graf geloop het? En dis hoekom ek sê ons gaan 'n bietjie dieper volg. Mense kom nie by hierdie uit nie. En daar's 'n woord in die wat oorgebly het in die graf. Die Bybel sê 'n jong seun met rooi blonde hare het aan die regterkant gestaan. En gesê, hy is weg. 'n engel. Bybel skryf dit as 'n engel. En die kopdoek wat Josef vir hom gekoop het, en die kleed, het agtergebly lê in die graf. Hoor gou hierso. Die Here kan weggewees het, maar hy het 'n boodskap gelos, halleluja.
Nou wat, nou gaan jy my vraag volgende, nou wat maak 'n kopdoek en 'n kleed? Dus ek kom ek selfs 'n bietjie dieper volgend. En julle kan dit gaan navors as julle kan glo volgend. In die Bybelse tyd, die Joodse mense, as hulle geëet het by 'n tafel, die konings en goed, dan het hulle geëet, en dan was het 'n servet. So as hulle die servet vat, en hulle sit die servet gooi hom net so neer, dan meen het, hulle het klaar geëet, die slawe kan maar die kos kom wegvat. En kyk jy net snaaks so goed. Nou, as die servet opgerol is, beteken het, die slawe kan die kos kom haal en die tafel afdek. Of, sorry, ek het nou anders so. Dit beteken dat die persoon wat daar geëet het, gaan net geïnvesteer, hy kom terug en hy gaan verder kom eet. Nou weet jy wat was in die graf, halleluja. 'n kopdoek opgerol. Ons gaan 'n bietjie dieper volg. Jy hoor nie hierdie hoor jy nie. Maar dit is 'n boodskap, halleluja. Wat het die Here in daai kopdoek vir my en jou gegee? Wat se woord het hy vir my en jou gegee? Ek kom terug om Japie, om my kinders te kom haal. Ek kom terug. Kyk hoe awesome, kyk hoe amazing verby, en die Here tot op die laaste vir ons boodskappe gegee. Is dit nie awesome? Is dit nie net amazing? Julle moet dit gaan lees, gaan soek het. Miskien gaan Google ook het. Myne. Die selfe preek het ek by 'n paaskonferensie gegee. Kan julle nog onthou? Hoe amazing dat die Here aan my en jou gedink het tot die dag. Ons gebruik die boodskap vandag. Hoeveel jare terug is die Here gekruisig? Ons gebruik die boodskap vandag. Hoe amazing is dit nie? Het julle geweet van die opgerolde kopdoek? Het julle geweet, hier sit paar wat hulle kop beskik voor. Well done, julle lees julle Bybel. Of wat jy, ek weet nie of jy hom in die Bybel gaan kry nie, maar ek weet dat jy hom in die apokryfe Bybel gaan kry. Daar wil jy bietjie dieper gaan as die. Halleluja. Hulle het gekom en die graf was leeg. Empty. En wanneer hulle gedagte gegaan het, ons is alleen. Wie gaan nou ons battles vir ons fight? Wie gaan vir die siek mense nou by die genesing? Maar hulle het geweet, die opgerolde kopdoek het die Here vir hulle boodskap gegee dat hy gaan terugkom. Hy gaan terugkom, hy gaan jou nie wees agterlaat nie. Luister gou wat ek sê. Hy sal my en jou nie los nie.
Nou vanoggend, hoor jy, ek wil nie die diens baie lang uitrek, ek het nie bedoel wat ek gesê het, ons gaan tot 6 uur vanaf diens. Maar wat ek wil doen is vanoggend, ek wil op 'n punt kom waar jy moet weet. Mense glo nie meer nie. Mense is op baie stadium van die geveg, as hy siek is, en die dokter spreek iets, dan gaan hy sê, net wat? Dan begin die worries, uit aan die kerkie, dan begin die worries, hoor nie, hoe die dokter het ook gesê, ek het net soveel maande oor om te lewe. Hoor jy, jy moet my nog laat te lewe, of jy gaan doodgaan, halleluja. Jy begin te lewe, ek moet nog die laaste ding nog gedoen, môre is voorbij. Het jy nog gehoor, as ek kom my ou sê, en 6 maande oor om te lewe? Weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Hy kom nie by die Here uit nie, halleluja. Die ou wat die genesing op sy hande, hy kom nie by hom uit nie. Ja, hy het een wiekpols, ek het nog nooit die wiekpols gesien, so ek moet een blij hart doodgaan, halleluja. Ek gaan net nog Amerika, ek heb in Amerika gesien het, so ek het my laaste geld om Amerika toe te gaan, halleluja. Want die dokter het gesê, net 6 maand. Gaan my lewe in die laaste 6 maande, gaan ek voluit lewe. Alles doen wat ek altyd graag wil gedoen het. My bankrekening binne die rooi sit. Halleluja. Om my laaste pensioen geld gebruik. Nou wil ek volgend vir jou vraag. Die situasie wat jy in sit, het jy al die Here geraadpleeg vir dit? Wat het hierdie naweek nou gebeur? Hierdie naweek. Hy het gesterk dat die jou genesing kan kom. Halleluja. Dit het tyd geword dat die wêreld moet terugdraai na God en dat sy hulle weet. 6 maande. Jy kan nie van 6 maande het jy oor om te lewe nie. Ek ken een oom, die dokters het hom gesê, hy 3 maande oor om te lewe. Ek dink hy lewe al 15 jaar daarna. As jy die dokter kom en sê dit vir jou, halleluja, sny ek af en kom by die Here uit. Kom ek graag weer om met die testimony, moet ek volgend met jou deel. Halleluja, Here sê, ek moet het sê. Volgend, en ek is jou gehoorsaam. Op ek kom een dag. En soos ek die Here dien, jy moet weet, as jy die Here dien, jou aanvallen kom. Halleluja. Beteken kom hulle baie meer as op ander naam, maar hulle kom. Soos golwe van die see. Een moment kry 3, volgende moment kry 50. Halleluja. So kom op 'n dag. Kry steekpyn in my bors. Maar ek praat van 'n steekpyn. En ek is 'n ou wat glo in God. Ek is nie 'n ou wat dokters toe gaan. Dus ek siek is ook. Ek bid vir die Here eigen gees. Halleluja. My vertroue is op hom, nie op die dokter. So kom het. Ek en Michael albei op een dag lê op 2 beddens by die kardioloog in privaat hospitaal. Vat my in en hulle vat die seraar en sien goed op. En die dokter kom en die dokter sê
Jy is besig om 'n groot hartaanval te kry. En direk roep ek die Here aan. Ek sê Here, ek kan nie die vat nie. Ek wil nog baie werk vir jou doen. Ek skuld jou nog baie. Vir dit waar jy my uitgaan het, ek skuld jou my hele lewe. So ek het nog baie goede wat ek moet afbetaal. Skuld wat ek hom skuld wat ek moet afbetaal. Halleluja, ek kan nie nou stop nie. En ek sê Here, ek kan dit nie vat nie. Ek weet, vandag waar ek hierso sit, dat jy my rekel gaan doen. Kom uit. Ek sê vir die dokter, ek voel nou fyn. Maar ek het mos met die Here gepraat, ek weet nie eens net daar. Ek kan voel die steekpyn is weg en is normaal. Sy sê, laat ons my nog wat toets vat, ek sê nie fyn. Ek sê, maar weet nie wat wil ek doen? Ek soek hierdie toets as 'n testimony. Ek sê, wacht jy die toets van my. Ek sê, ek gaan nergens heen, en geen hospitaal ingeboek word. Ek gaan nergens heen nie. Ek gaan van die af, huis toe, en ek gaan vir die Here sê dankie. Halleluja. Van die toets na my dokter toe. My huisdokter in Noordhoek. Sy kyk die toets so. Sy sê, is daar niks fout nie. Ek sê, ek het nou net 'n groot hartaanval gehad. Sy sê, jy lyk my maar baie om. Dat die Here my genees net daarna. Halleluja. Nou hierdie diens van morgen wat ek wil sê. Dit gaan nie net oor die diens oor genesing van siekte volgens. Dit is hierdie tydperk. Hierdie naweek. Hierdie spesifieke naweek. Hierdie spesifieke Sondag op hierdie spesifieke tyd. Wat jy vanoggend, dit wat jou vashou, en dit wat jou keer, om by die Here uit te kom, by sy voete te lê. Hy het klaar die prys betaal. Weet jy wat? Hy het klaar dit betaal. Dis net vir jou vanoggend, om dit te glo. Halleluja, as jy dit nie glo nie, gaan dit nie gebeur nie. Is dit 'n werklikheid vanoggend vir jou dat die Here gekruisig is? Is dit 'n werklikheid in jou lewe? Okay, hoekom hou ons dan vas aan dit wat ons vas het? Jy glo vanoggend. Jy glo dat die Here gesterf het vir al jou goede. Hoekom hou jy nog vas? Hoekom hou jy nog steeds vas? Ish. Halleluja. Hoekom depend jy nog steeds vanoggend op iets anders behalwe die Here? In jou besigheid, in jou werk, in jou siekte, in jou struggle wat jy het. Hoekom glo jy nog vanoggend nie dat die Here jou kan uittrek nie? Wat glo jy? Ons gaan Jesaja 53 toe volgen. Oor ons oortredings is hy deurboor. Jy sit vanoggend ouens hier so wat skuldig. Jy voel skuldig. Ek ook. Ek is vanoggend skuldig. Ek voel skuldig omdat die Here die prys moes betaal het vir my.
oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Hang ek op bevolg. Die straf, luister gou mooi. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Almal was saam, maar net een ou kry die straf. Almal was saam. Luister wat ek sê vir hom. Almal was saam en net een ou kry die straf. Deur sy wonde, luister gou wat ek sê. Het daar vir ons genesing gekom. By his wounds we are healed. In Engels. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Weet jy wat, ons lewe in 'n wêreld. Ons lewe in 'n wêreld waar die wêreldse dinge meer belangriker is as die dinge van die Here. Hoor wat ek sê? Kyk vir 'n voorbeeld wat ek wil gee volgende. Paasnaweek. Paasnaweek wat die Here die prys betaal het vir my en jou. Paasnaweek. Sal eerder kies om by 'n vakansieoord te gaan sit, of by 'n pad te gaan sit, of hier te gaan sit of daar te gaan sit. Maar om by God uit te kom, jy laat God ons mis. Halleluja. Dink julle nie dis 'n skande volgende nie. Dink julle nie dis 'n skande nie. Ek sien die Here se oë, hoe hy, hoe sy trane loop oor sy pol wat besig is om ten gronde te gaan. Daar het julle die woord volgende gekry. Ek kom terug. Nou vanoggend wil ek vir jou vra, en nie die oggend, is 'n call wat die Here vir jou gee. Is jy reg? Sodat as ek kom, ek jou saam kan vat, of is jy nog nie daar waar jy moet wees nie? Wil jy niemand met antwoord soek? Dit bly by jou volgend. Is jy reg? Die genesing raak gekom vir jou. Vir alles in die Here gesterk. Maar jy hou nog steeds vas aan hierdie ander goed. Wat jou life depend op dit. Jy dink so, dat jou lewe op dit depend. Hoor jy, ek kan nie volgende opstaan. As ek die mense kan kry, sê ja, halleluja, daar is mense wat addiction het van dit. Kom ek sê gou vir julle hoe werk dit? Vir wat het alles gegaan? Vir daai dwelm verslaafde wat jy so langs die pad sien en hom oordeel. Halleluja. Hy het gesterf vir hom ook. Hy het gesterf vir daai straatmens wat jy so op neerkyk en 20 woorde oor te spreek en elke keer, hy het gesterf vir hom ook. Hy het gesterf vir almal, luister gou wat ek sê. Nou as jy volgens sukkel, en jy laat daai oordeel om te gooi, wil ek hê vanoggend, is dat jy met God moet uitkom. Want hy die mag, al die mag en die krag gehad. Maar die mense wat hom verbrysel het hy nie geoordeel. So wat maak jou vanoggend so belangrik dat jy dit doen? Ons sê almal, ons wil soos God lewe.
ons wil naby aan God lewe. Maar doen ons dit wat God aan ons verwag. En hoeveel goed het hy ons geleer toe aan die kruis gesterf het? Hoeveel goed het hy aan ons bekend gemaak? Hoeveel goed het hy ons geleer? Sê geloof my. Wat het jy geleer voor? En wat se graaf lê jy voor? Dis my vraag wat ek jou vra. Wat se graaf lê jy? Waar is jy? Sukkel jy om van die addiction af te kom? Sukkel jy om jou tong in toom te hou? Sukkel jy met finansies? Sukkel jy met siektes? Nou as ek dit mooi kan opsom, het die Here gesterf vir al daai. Nou kom waar jy aan voor. Wat gaan gebeur na hierdie kerkies? Hoekom waar jy nog steeds? Jy soek dalk liefde, halleluja. Jy is so gefokus dat jy liefde soek, dat jy jou vingers gaan verbrand, dat jy depend nie op die Here om die regte sielsgenoot vir jou te stuur. Nummer 2 en dan 2 mense wat mekaar ontmoet. Jy gaan haal. Hoor ek is so, ek word so liefde in my lewe. Ek gaan sommer vandaan na full moon toe. En vir my hierdie mooi poppie kry op die full moon. Maar dis as jy 'n mannetjie wat die Here ken en die Here dien, halleluja. Hoor wat ek wil sê. So maklik kan dit gebeur. Gaan full moon toe. Nou sien jy hierdie meisie die dans daar. Kan haar net nie oor van haar afhou nie. Maar jy is ook nie by die Here nie. Maar jy is nou moeg. Jy gaan nie langer so sit alleen liefdeloos. Jy soek op al jou maatjies en al jou chommies en meisies en elke ding en hulle gaan net lewe met altyd alleen. Luister vir my. Luister vir my. En daar gaan jy. Jy moet nie meisie. Alles hangt die door in die eerste hand, is alles mooi. Hey! Die volgende dag. Jy moet nog net die ene hand uitgegaan het. Om die meisie nou te kry, nou jy dat gekry. Nou jy is nie meer lus om dan na toe te gaan en sy sê jou, nee man. Oh man, ons gaan. Kom ons gaan. Ons gaan skik vanavond weer 'n keer. Hoor môre gaan. Jy kom weer dieselfde ding. Na tyd kom jy agter. Die meisie het jy nou verlief geraak. Maar sy sien die meisie wat ek in die sy sien. Nou jy is so alsoor lief vir haar dat jy enige iets vir haar het. Sê die leuke op die borg en sê amen. Ek is in. Borrel brandewyn gaan koop, ek is in. En na tyd is jy heeltemal verloor. Op jou einde van die
dag, het jy aan 'n addiction verslaaf geraak, en jy sit stoksiel alleen. Niemand om jou nie, meisie is weg, jou lewe is verpletterd, en jy kan nie aangaan. Want weet jy wat jy kan doen? Jy het nie op God vertrou nie. Halleluja. Jy het nie op die Here vertrou om die regte sielsgenoot vir jou te stuur nie. Jy het sommer gaan soek. Soos die onverbode vrugte, halleluja, het hom gaan soek daar. Dis val jou hele lewe uit mekaar uit. Jy weet nie meer wat se kant toe nie. Jy kan nie opkom nie, jy kan nie opstaan nie, alles in jou lewe verloor, jou familie, alles. En die sit in die woord. Hoekom het ek die woord gemaak? Stel ek my besigheid. Stel ek my met die besigheid. Ek teken die kontrak, die kontrak. Net hastig vir geld, hastig vir geld, hastig vir geld. Geld moet nou omkom, maar geld moet nou vloei aan jou, geld moet nou net hardloop. Maar weet jy wat? Hoe vinniger die geld begin vloei, hoe vinniger word die Here iemand toegestoot. Hoor wat ek sê? Jy pak 'n vol note. Op 'n bankrekening vol, maar jy het niks liefde nie. Halleluja. Jy is alleen. Jy het niks liefde nie. Jy het niks vreugde nie. Want jy sien, met die oorvloed van geld, het die smile agter by die agterdeur uitgeloop. Halleluja. Want nou is ek bekommernis, want ek soek mos nog meer. Halleluja. Ek soek nog meer. Die bank se rekening moet dubbel. Hulle moet sommer 2 kaarte hê so vir geld moet die bank hê. Ek moet my een van die bols van die bank gaan koop so baie geld het ek wat ek in my huis moet instop. Halleluja. En op die einde van die dag kom jy agter dat Here, dit wat jy vir my gedoen het ek kan nie beskuif. En jy voel alleen, jy kan niks doen vir ek geld. Niks. Want jy sien die vyand het Mammon ingestuur om jou te verpletter. Weet jy hoe werk dit hier so? Kom, ek gaan jou gou ietsie vertel. As jy die Here dien, en jy is lief vir die Here, gaan die vyand probeer al sy mag en krag om jou weg te vat van dit af. Hy wil nie hê dat jy by God moet uitkom nie. Weet jy waar wil hy aan jy by hom? Jy moet by hom uitkom. Hy soek 'n helper om te help die kolle gooi. Kyk jy die video's net, waar die mense stuur van my, kyk jy of jy belangstel daar naartoe te gaan. Hy is soos die tronk. Die laaste plek waar jy naartoe wil gaan. Maar so is ons lief om foute te maak, moedswillige foute, sodat ons opeindig. Daarna hok jy met 80 mense binne. Jy weet het verkeerd. Jy moet nie daar gaan nie, die Here sê in sy woord. Jy mag nie steel nie, halleluja, ek kan net op
onderwerp vanoggend wat net so hier by my opkom. Jy mag nie steel nie. Jy weet, as jy steel en hulle vang jou, gaan jy tronk toe. Maar jy steel. So wat doen jy eintlik? Jy is moedswillig. Want jy weet dit is verkeerd, maar jy gaan doen dit. Nou. Jy dan, hy sê ek kom papaatjie. Jy sê daar alleen. Niemand kan jou uitkry nie. Jy sit vasgevang in huis. Geloof my, dink. Elke liewe ding, jy weet jy kan het remaak. Wat is nie lekker daar binne nie? Is nie lekker om toegesluit te wees. My vryheid is my meer belangrik. Maar die Here waarsku jou dan. Moenie steel nie. Weet jy hoekom ek dit nou toe gaan volg nie? Dit begin met een minuutjie. En ek wil net as aansit, ek sien al die twee raak. Sit ek om my sak. Môre. Hy twee raak nie meer genoeg. Dan soek ek meer en meer en meer en meer en meer en meer. So raak die steeler in die erg. Halleluja. En so kry jy jouself stotsiel alleen in die hoek en een self op jou reg. Waar jy 3 saak al geloop het en hulle sê vir tronkstraf. Tronkstraf. My vraag aan jou vanoggend is waar jy hierso sit. Hoekom wil jy dan naartoe gaan? Hoekom wil jy siek wees vanoggend? Hoekom wil jy worry oor jou koskaste wat leeg is? Hoekom wil jy bekommerd wees oor jou werk wat nie goed gaan nie? Here, dan sterf vir my en jou aan die kruis vir almal. Sodat ons 'n liefdevolle lewe kan hê. Sodat ons 'n vreedsame lewe kan hê. Dan moet 'n begeerte vanoggend ontwikkel in jou hart. Halleluja. 'n Begeerte vanoggend ontwikkel in jou hart. Om weg te draai van die persoon wat ek was, toe die awesome persoon wat ek gaan word. Draai weg, sê die woord van God, draai weg van jou verkeerde weë. En wat sal hy doen? Hy sal jou uitred. En vir jou wonde, en daar genesing gekom, halleluja. So die stres wat jy elke dag dra, hallo, die stres wat jy elke dag vashou. Daarom vergewensgesindheid wat jy elke dag vashou, is besig om jou in 'n tronksel te sit. Halleluja. Is besig om van jou iemand te maak wat God jou nie gemaak het. Luister. Die mense in die hele konsep van Christendom heeltemal verkeerd. As die Here binne in jou leef, wat moet gebeur? Moet jy 'n ander persoon wees. As hy binne in jou leef, moet jy soos hy leef. Of jy moet toegaan aan om soos hy te leef. As hy nog nie binne in jou leef, gaan jou gedagte gaan by die
want nee, my man moet geen betaal. Ek moet my besittings, wat ek so lang voorgespaar het, na die bonds op te vat. Wat nou sê jy? Hallo? Daar is nie meer geld. Maar hoor gewees, een mens is een snaakse. Jy spaar een jaar lang vir een ding. As die ding net bietjie moeilik begin gaan, verkoop jy die ding vir die helfte van sy prys. Hy sê wat ek sê, jy verkoop hom vir niks to nothing. Net om te kan survive. Hoekom het jy die nawedag gebeur? Hoekom het jy die nawedag gebeur? Dan moes jy die naweek nooit eers genoem geword het, ja, hallo. Hoekom het jy die nawedag gebeur? As hy bereid was om aan die kruis te sterf, vir my en jou sondes, en verdrysel te word. Hoekom sal hy nie bereid wees om jou finansies uit te klim? Hoekom? Hoekom sal hy nie bereid wees om jou siekte te kom? Hoekom sal hy dan nie bereid wees om in jou onvergewensgesindheid in te klim volgende? En dinge verander nie. Hoekom sal hy dan nie jou stresvlak in klim volgende? Halleluja. Hoekom? So ek kom vanoggend, nee, ek gaan nie vanoggend vir jou bid, hoor gou wat ek sê. Ek wil hê dat as ons hierdie liedjie gaan speel, halleluja, jy moet mooi luister vanoggend. Mense se ore is toe. Hulle loop met oorklappe op. Wat is forgiven? Wat is die woord? Wat beteken forgiven? Wat beteken dit? Vergewe. So jy wat sonde pleeg en skuldig voel oor volgende. Ek wil vir jou sê vanoggend, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uitred. Luister vir wat ek sê. As jy die Here aanroep vanoggend in 'n situasie, sal hy jou uitred. Hy sal. Dis 'n belofte wat hy jou gee in die woord. Hy sal jou uitred. Eide hy stres het met dan. En dan gaan jy vir Canny Worry Construction werk. Halleluja. Canny Worry Construction. Weet jy wat beteken Canny Worry Construction? Jy gaan nooit meer worry nie. Halleluja. Jy gaan nooit meer bekommerd wees, hoor nie? My kar lê op 'n rooi, op empty, hoe gaan ek by die werk uitkom nie? Halleluja. Jy gaan nie meer worry nie. Jy gaan nie meer worry nie. Hulle het ons salaris gesny by die werk, halleluja. Kom ek hier by die dag, 2 dae voor die tyd, hoe gaan ek my kar betaal? Weet jy wat maak hoe? Hoe moet jy op jou knie bring en sê, Here, voorsien asseblief, ek is die kind, Here. Bid nie net as jy die Here nodig het, moet jy bid nie. Jy moet elke dag bid. As dit goed gaan met jou, prys hom. As dit sleg gaan met jou, prys hom. Want hy is altyd daar. Dalk het hy daai werk van jou. Laat aldag werk sodat daar deur by jou oopmaak waar jy dubbel jou pay kry by 'n ander werk.
Halleluja. Hoe sal jy weet? Maar jy gaan nie weet as jy hom nie gaan vertrou nie. Jy gaan nie weet of dit gaan gebeur as jy dit nie glo nie. Halleluja. Want as jy dit nie glo nie, gaan dit nie gebeur nie. Die mense wat nie so sit volg. Wat vir jare so. Wie weet as hy in die auto sit nie. Hy op en af. Vir jare lang gaan dit met jou al so. Ek wil veel woordkeer volg. Begin God te vertrou. Begin God te vertrou. En nie jou eie insigte nie, want jou eie insigte nie steek nie. Begin God te vertrou. Halleluja, ek wil hê vanoggend. Ons gaan die Here eer gee vanoggend. Met nagmaal. Ons gaan die Here eer gee, hoor wat ek sê? Maar voor dit gebeur, wil ek hê, kom ons saam gekom word. As jy vanoggend iets het, wat jou op hierdie oomblik die Heilige Gees jou laat skuldig voel aan, wil ek hê dat jy vandag, terwyl almal se oë gaan gesluit wees vanoggend, wil ek hê dat jy met die Here aanroep, halleluja. Roep die Here aan in hy situasie wat jy in sit vanoggend. Halleluja. Kom ons sluit die oë, kom ons sluit die oë. Vergewe. Kom ons sluit die oë.